Gemeente, ek groet julle een en elkeen in die kosbare en dierbare naam van ons Here Jesus Christus. Dis vir my 'n groot voorreg om hier te wees vanoggend. Ek was nou so 'n bietjie weg gewees van die gemeente af om daar in Standerton 'n reeks dienste te gaan aanbied en ek is baie bly. Dit was baie lekker daar, maar ek is baie bly om by die huis te wees en weer by u te kan wees en hier tussen ons eie mense te kan wees. Dit is maar net jou mense is jou mense en julle het nou of julle dit nou wil hê of nie, my mense geword. So baie dankie dat julle hier is en hierdie dag saam met ons deel. Dit is vir my lekker om te sien hoe baie mense het opgedaag, al is dit 'n kinderdiens vanoggend. Kinders, baie dankie dat julle opgedaag het. Ek weet julle is omtrent so opgewonde soos 'n gebakte aartappel vir 'n kerkdiens, maar ek is bly om te weet julle is hier vandag en ek hoop julle gaan die boodskap baie geniet. Jesus, te wees soos Jesus, ek verlang, te wees soos hy, so rein en heilig, so sag en soos hy. Hy is vir ewe, hy is vir ewe, hy is vir ewe voor al. Die skepping vereer die saliges loof hy, want hy is vir ewe voor al. Sy naam is Jesus, sy naam is Jesus, hy is die liefling van my siel, hy is die liefling van my siel. Kom ons staan net so en dan bid ons saam. Here Jesus, ons bring aan u die eer en die glorie tot in alder ewigheid. U is heerlik, u is groot, u is verhewe, u is die koning van ons harte en ons het u werklik lief, Here. Daarom is dit ons nederige gebed dat u ons sal toerus, sodat ons laag aan die voete kan kniel vanoggend en kan hoor waarom u ons hierheen gestuur het vandag. Aan u, Here, al die eer en die aanbidding van ons harte, totdat u kom, en vir jare en jare en 'n ewigheid daarna. Amen. Baie dankie, kan die sitplek inneem. Ek gaan dan nou vra vir 'n oomblik, dan gaan ek afbeweeg en dan is dit nou uiteindelik tyd vir hierdie kinderdiens ding om te begin. Is julle reg daarvoor? Goed. Die groot mense wat so lank wil blaai in hulle Bybels kan so lank blaai na Matteus 14 vers 22 tot 23 toe. Nou ons gaan vanoggend die dinge so klein bietjie anders doen omdat ons besig is met 'n kinderdiens. En ek gaan nie die hele skriflesing vir ons heeltemal in een lees nie. Wat ek gaan doen is, ek gaan net 'n gebed nou doen, en dan gaan ons versie vir versie kyk na wat in hierdie verhaal in die Bybel gebeur het. So kom ons sluit die oë, en dan bid ons gou vir 'n oomblik saam.
Here Jesus, baie dankie dat ons hier kan wees en ook 'n kinderdiens kan hê. Ek dink so terug, Here, aan daardie dag toe U gesit het en U het gepreek en toe het al die kindertjies na U toe gekom want hulle wou graag by U wees. Hulle wou met U tyd spandeer, hulle wou rondom U sit, hulle wou vra, hulle wou aan U vat, Here. En die disippels, die groot mense, het met hulle geïrriteerd geraak en gesê, "Hey, gaan weg van die Here Jesus af." Maar U, Here, het die kindertjies so lief gehad, het met hulle kwaai gepraat met die groot mense en gesê, "Los die kinders uit. Laat die kinders na my toe kom, want ek wil hulle seën." Ag Here, en dan weet ons, U is met daardie selfde hart hier vandag. U wil ons kindertjies seën en daarom maak ons ook spesiale tyd om met hierdie jong maats te kan praat hier by ons gemeente. Ons het baie tyd vir die groot mense om kerk toe te gaan. Ons het dit miskien baie meer nodig as die kindertjies, Here, omdat ons lewens ingewikkeld is, maar so elke nou en dan kan ons 'n diens gee en dan kan U op hierdie manier ook werk. En daarom weet ons, Here Jesus, al kan ons U nie sien vanoggend nie, al kan ons U nie noodwendig voel nie, U het in die Bybel beloof dat as 2 of 3 mense by mekaar is, dan is U daar. En ons is baie meer as 2 of 3, Here. So ons weet U is vanoggend hier en U is hier om hierdie kindertjies wat hier is te seën vanoggend. En daarom is ons so opgewonde om te sien wat U vir ons gaan doen. Help ons om hierdie storie wat vertel gaan word te geniet. Help ons om dit te verstaan en help ons om dit dan in ons lewens te kan gebruik soos wat ons groot word en aangaan deur hierdie lewe. Ons loof U naam tot in alder ewigheid. Amen. Amen. Goed, nou, ek gaan julle nou eers vertel waar het ek die inspirasie vir hierdie storie gekyk. Jy sien, gister het ons nou daar gaan visvang, nee. Wie van julle was daar by die visvang? Steek bietjie die hande op en sien, hier is 'n hele paar, nee. Nou, het julle dit geniet? Was dit lekker? Was dit lekker? So, een van die dinge, ek het baie lanklaas in my lewe gaan visvang, maar ek onthou nog, ek kon, toe ek klein was, kon ek daai visstok in hierdie water ingooi, en toe ons nou daar kom, en hom Skalk leen vir my sy visstok, toe sê ek, nee, ek dink ek kan nog ingooi, en ek vat daai visstok, en ek hou die lyn so vas, en ek trek daai silwer ding, ek ken nie die name van goed nie, trek daai silwer ding so oor die ander swart ding, en ek hou daai lyntjie vas, en nou hou ek hom so agter my, nou het ek klaar na hom JP gekyk, nee, so ek weet wat hy doen, nee, ek was skelm, ek het afgekyk, en ek dog toe, ek gaan hierdie ding gooi, en ek trek hom so terug, en ek gooi hom daar in die water in, nee, jig, maar ek swaai daai ding, nee, as dit 'n pak slaastok was, nee, was AJ se bene af, nee, dit was vinnig deur die lig, hy maak sommer so, swish, nee, en weet julle wat gebeur? Nee, hy gaan tot aan die ander, nee, hy het nie tot aan die ander kant van die rivier gegaan nie, hy het omtrent reguit op in die lug opgegaan, en so 2 of 3 meter voor my, ploeps, toe val hy in die grond, ek kon hom verder ingegooi het, as ek hom met my hand gevat het, nee. En toe het ek daar gesit, en ek het gedink, jete, weet julle wat so nice gewees het? As een van julle net op die water kon loop, maklik, nee, dit sou mos maklik gewees het, as stap jy net in met jou vis, tot daar waar jy hom wil hê, check som of, is daar 'n vis of 2 wat daar swem, en dan laat jy hom val, maar nee, julle wil mos sink, julle het te veel worsbroodjies geëet, nee. So, toe dink ek dadelik nou aan 'n storie in die Bybel. Julle het sekerlik al die storie gehoor van Jesus wat op die water geloop het julle nie? Het julle, wie het al daai storie gehoor? Jesus wat op die water geloop het julle 2 nog nie? O, so, amper gaan raas ek met jou ma won. Nee? Ja, sy het sondagsskool gegee, jy moes hom al gehoor het. Nee, so, Jesus wat op die water geloop het, dis 'n amazing storie, en ek het gedink, ek wil vandag vir julle daardie storie vertel, maar ek wil hom nie net vertel nie, ek wil hê ons moet imagine, ons is actually amper daar, is julle reg om dit te doen? Ok, kom ons imagine, nou ek gaan versie vir versie deur dit gaan, en dan gaan ons kyk wat gebeur in die storie, so Anton kan vir ons die eerste versie opsit, vers 22 sê, en Jesus het dadelik sy disippels gedwing om in die skei te gaan en voor hom uit te vaar na die oorkant, terwyl hy die skare wegstuur. Nou, daai is 'n baie weird vers in die Bybel, nee. Weet julle hoekom is hy weird? Wat 'n woord pas half nie in daai vers nie?
Dwing, nee, wat beteken dit om te dwing? Sê my, AJ. Om te dwing beteken jy dwing iemand. Ja, nee, dit beteken jy forceer iemand om iets te doen wat hulle nie noodwendig wil doen nie. Nee, wie van julle was al gedwing om huiswerk te doen? Nee. Wie van julle was al gedwing om julle kamer skoon te maak? Wie van julle was vanoggend gedwing om kerk toe te kom? Julle is so eerlik, julle het dit nie nodig gehad nie, nee. So, ons word gedwing, en dit pas nie half in nie, nee. As 'n mens aan liewe Jesus dink, dan dink 'n mens nie aan hoekom hy iemand sou dwing nie, maar kom ek vertel julle wat het gebeur, en dan gaan julle dalk verstaan wat is besig om te gebeur. So, net voor hierdie versie, nee, het Jesus eendag deur die veld gestap, en soos wat dit nou maar gebeur as mens deur die veld stap, kyk hy toe agter hom, want hy kry daai feeling, iemand volg hom, nee, en toe hy omkyk, toe sien hy 5000 mense wat agter hom aanloop. Weet julle hoe baie is 5000? Nee. Fonteine skool het so 1000 kinders, nee. Nee. 500. Dis 10 keer die kinders in Fonteine skool. Nee. As jy daai skool maal met 10, dis hoeveel daar was, en daar was meer as 5000. En Jesus het hulle gekry, en hy het hulle neergesit op die vloer, en hulle het so gesit, so ver as wat jy kan sien oor die heuwels, het daar net mense gesit, en hulle het gekom om te luister wat Jesus vir hulle wou preek. Nee. En Jesus het met hulle gepraat, en hy het met hulle gepraat, en daar was nie 'n horlosie daai tyd wat jy regtig kon kyk nie, so hy het net gepraat en gepraat en gepraat, en toe dit al middag se kant word, toe besluit hy, maar hierdie mense gaan nou seker ietsie moet eet. Nee, wat doen hy toe? Marley, wat het hy toe gedoen? KFC toe gery. Wat het hy gedoen? Daar het 'n seentjie met 'n getal visies en broodjies daar aangekom, nee, ja. En toe wat doen hy met dit? Toe eet hy vinnig en toe sê hy, hulle moet maar hulle self help. Wat het hy gedoen? Hy het meer gemaak, nee. Jesus doen 'n wonderwerk. Hy vat daai broodjies en visies en hy begin dit so stukkie af te breek. Chickity, en hy breek dit af en 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 hy bly net mandjies vol van brood uitstuur en die mense eet net brood en vis, nee, dit was die eerste something fishy. Hulle eet en 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 hulle eet so baie, daar bly 12 mandjies vol van brood en vis oor, nadat daai 5000 mense aan soveel broodjies en visies geëet het, nee. Dis amazing, nee. En wat dink julle het die mense toe gedoen? Hulle het ook geëet, ja, hopelik nie elkeen 'n mandjie vol nie, anders was dit 12 ronde disippels, nee. Maar hy gee toe vir hulle ook om te eet, en na die tyd, toe wil daai mense die Here Jesus so graag koning maak. Hulle sê, hierdie Jesus is wonderlik. Ek meen, as ons hierdie ou koning maak, nee, dan gaan ons nooit weer honger kry in hierdie land nie. Nee, ons het 1 blikkie buikbens nodig en ons is gesort. Hy sal dit net meer maak en almal gaan kos gee. En hulle begin te sê, maak Jesus koning. Nee, en wat gebeur toe? Wat gebeur as mense dit doen? Die koning wil daai ouetjie doodmaak, ja, dis een ding, maar hy was gelukkig nie daar nie, hy was besig met ander koning dinge, nee. Maar die ander mense begin toe ook te sê, maak Jesus koning, en die disippels, wat al klaar lief was vir Jesus, hulle is van, dis nie 'n bad idee nie, nee, as my baas koning word, dan word ek net onder 'n koning, nee. En hy gaan toe en hy sê, ja, dis 'n goeie idee, kom ons maak vir Jesus koning, en die Bybel vir die groot mense sê, die mense in daai tyd wou Jesus met geweld koning maak. Nou ek weet nie hoe 'n mens dit doen nie, dis soos word president of ek slaan jou, nee, maar hulle wou hom regtig graag koning maak, en Jesus weet, dis nie sy tyd om 'n koning te wees nie, so wat doen hy? Hy sê vir daai disippels, luister, klim in hierdie boot. Nee, wie van julle se ouers het al so vir julle gesê van die kar? Klim nou in daai kar. Nee, so deur die tande. Nee, klim nou in daai kar. Nee.
En dis presies wat die Here Jesus doen. Hy sê vir hulle, klim nou in hierdie boot. En dan vaar julle met hierdie boot tot aan die ander kant van die rivier. Ek kry julle daar. Nou hierdie het nie lekker sin gemaak nie, nee. Daai rivier, daai dam waarby hulle was, nee, dit word genoem die See van Galilea. En daai dam, van die punt waar hulle was tot by die punt waar hulle moet gaan, was 12 kilometer. As jy reguit oor die middel gegaan het, hoe ver is 12 kilometer? Dis van hier af tot in Vanderbijl, nee. Ek sal nie eers 12 meter kan stap nie, never mind 12 kilometer kan roei, nee. Maar dis 12 kilometer ver, maar as jy om die kant loop, dan is dit 56 kilometer, nee. Dis baie, baie meer. Nou sê Jesus, gaan julle so lank daai kant toe, 12 kilometer ver, ek sal julle daar kry. Met ander woorde, in dieselfde 2,5 ure wat dit julle gaan vat, om oor te roei van die een punt na die ander punt, gaan ek reg in die ronde rondom hardloop. Klink dit moontlik? Nee. Maar dis die ou wat nou net die brood en die vis ding gedoen het, so hulle dog toe, okay, hulle klim toe nou maar in die bootjie en hulle begin toe nou weg te roei, nee, maar nou, julle, die plek waar hulle was nie 'n baie nice plek nie. Die mense daar, as hulle met mekaar gepraat het en hulle het scary stories vertel het, gesê, hierdie see, hierdie meer, is die dam van die dood. Nee, weet julle hoekom? So hierdie dam is 70 meter onder seevlak, met ander woorde, hy is laer as die see, nee, hy is in 'n gat. En dan, wat gebeur is, as ek nou my geografie mooi misverstaan het, daar kom koue winde oor die land ingegaan, en dan is daar warm winde wat op die waters is, en dan ruil die hitte en die koue mekaar. So dan kom daai wind van bo af, en selfs al is daar nie 'n wolk in die lug nie, maak daai see massive golwe en storms. En as dit nou nog 'n storm is, dan maak dit massive golwe. Wat wil jy vra? Hoe massive? Massive. Nee, groot. So sien jy die dak? Bietjie minder as dit. Dink ek. In elk geval, en die Here Jesus stuur hulle op hierdie bootjie, en hulle begin so half nervous te roei, en hulle hoor dalk gaan nie weer in die agtergrond, maar hulle roei, en hulle roei, en hulle roei, en naderhand roei hulle, en hulle roei, en hulle roei, en hulle roei, en hulle roei, en die golwe raak hoër, en hoër, en hoër, en het raak donkerder, en donkerder, en donkerder, nee, nou wil ek jy moet imagine vir my, jy was in die middel van die nag, op 'n bootjie, in die middel van die dam. As jy in die middel van daardie dam is dit 6 kilometer na die naaste strand toe, nee? In die donker alleen, en jy sien net elke nou en dan as die weerlig tref, hier kom daai golf. Wie van julle sal bietjie benoud raak? Ek ook, nee. Inteendeel, ek dink julle verstaan mooi hoe erg dit was. So ek het gedink ek gaan julle 'n voorbeeld gee. Nou, ek het vir Skalk gevra om my te help vandag, en ek het beloof ek gaan hom nie nat gooi nie. En Skalk, ek gaan jou definitief nie nat gooi nie. Kom sit vir ons op die stoel. Ons gaan so 'n bietjie die storm namaak, dat julle kan sien hoe was hierdie storm. Nou, Skalk, jy het 'n baie maklike werk om te doen vanoggend, om te verstaan hoe hierdie storm gelyk het. Jy moet net jou kers aan die brand hou. Dis baie maklik, nee? Want dis al liggie wat jy het, om te weet in watse rigting hierdie bootjie moet gaan. Okay? Anderster, jy weet, ry jy dalk in 'n sirkel. So, ek sou my voete op hierdie goed gesit het. Ek sê nie jy moet nie, maar ek sou, as ek jy was. Okay. So, nommer 1 was, toe die storm begin het, was daar nie kwaai reën nie. Nee, storm begin mos nie dadelik met baie kwaai reën nie. Maar wat hy wel doen is, hy begin met so 'n ligte gedrizzle. Nee, Grant, wil jy die reën wees?
kom help my, kom wees hierdie nou. Jy moet net hierdie ding vashou en vir hom in die gesig spuit, dis maklik. So, jy word nie nat gegooi nie, so my belofte is tegnies. So, hou net so jy met daai ding agter toe trek, anders te kry net wind. En ek het die wind gecover. Net so, ja nee, net so, staan 'n bietjie weg. Okay, net so. Hou net jou vlammetjie aan die brand, dis al wat jy moet doen, dis baie maklik. Goed. En dan natuurlik, daar was nie net 'n ligte gedrizzle nie, daar was ook darm 'n bietjie winde daai dag gewees. So ek het vir jou winde gebring wat jou dit het nou nie lank gevat nie. Nee. Daar het nou 'n bietjie ligte winde ook gekom en dan moet jy ten minste roei. As jy darm nou niks doen nie, moet jy darm kan roei. So roei en dan skep 'n bietjie water uit en dan begin daar reën. En as reën, tegnies wil ek net sê, word jy nie nat gegooi nie. Dis belangrik dat jy dit verstaan. Goed, en dan was daar natuurlik nou nog 'n bietjie stormagtige oh man, jy het die hele kers verloor so. Okay. Kan julle sien? Dankie, julle kan gaan sê. Dankie, kom ons gee vir hom 'n hande klapie. Baie dankie. Tegnies was jy regtig nie nat gegooi nie. Ek wil net ek het jou nie nat gespuit, verseker. Ek gaan daai en aanhou want dit is warm. Dit moes baie verskriklik gewees het. Ek meen, dink net, jy's in daai boot, nê. Jy traai nog net sien wat aangaan. Agter jou sit daar nog 11 ander ouens saam met jou in die boot. Julle roei en julle skep en julle roei en julle skep en een ou skree en twee ouens huil en dit help nie want nou is die boot nog meer vol water, nê. En julle roei en julle skep en julle gooi en julle hierdie hou aan verskriklik lank. Oom Anton, wys vir ons wat staan in die volgende vers. Die volgende versie sê, en nadat hy die skare weggestuur het, klim hy op die berg des Jesus om in die eensaamheid te bid, en toe dit aand geword het, was hy alleen daar. Nou, hierdie deeltjie van die versie, terwyl die bootjie nou daar in die dam is, gaan die Here Jesus en hy klim alleen op die berg, en hy sit op daardie berg en hy bid. Nou julle, ek wil julle moet dink, as die Here Jesus op die bergie is, reg langs hierdie dam, en hierdie skipie is in die dam, nee, dink julle, liewe Jesus, kan daai skipie sien? Ek dink so, hy staan dan op 'n dam, op 'n berg, en hy kyk af op die skip. Mens kan deurnat sien, nee? O, dis nag, ja, maar hy sien seker die liggies daar so, nee. Maar dink julle, hy kan die storm sien? En dink julle, hy het geweet hulle is daar? Nou dink julle, as liewe Jesus wou, kon hy net daar op die berg gesê het, hy storm, sal jy asseblief kalmeer. Dink julle hy kon dit gedoen het? Hy kon verseker nie, ek kan dit doen. Dink julle die storm gaan vir hom luister? Definitief nie, die storm gaan nie vir my luister nie, maar die storm gaan vir hom luister. Maar doen liewe Jesus dit? Weet julle wat doen hy? Hy bid, laat ek vertel. Ek het die hele ding gedoen waar ek gaan studeer het en alles, nee. Hy wag 9 ure lank, nee. Julle dink hierdie diens is lank, hy het vir 9 ure lank gebid. En nadat hy vir 9 ure lank gebid het, staan hy op en hy kyk die storm, is so 3 uur die oggend, en hy klim by daardie berg af, en wat dink julle doen hy toe hy daar afklim? Hy hardloop op die see, gou na die bootjie toe. Oom Anton wys vir ons in die volgende versie wat gebeur. Daar staan, die skuit was al in die middel van die see, getuister deur die golwe, want die wind was teen hulle, net vir die groot mense. Daai woord getuister beteken om seer te maak. Hy was seer gemaak deur die see. En oom Anton, die volgende versie, kyk wat doen die Here Jesus dan, maar in die 4de nagwag, dis 3 uur die oggend, het Jesus na hulle gekom, al wandelende op die see. Weet julle wat beteken die woord wandelende? Cheapers, is asof julle nie meer oudheidse Afrikaanse boeke lees nie. So wandelende beteken
jy stap. Nee, jy stap rustig. Het jy al gesien hoe stap ou mense op 'n Sondagmiddag in die strate? Nee, asof hulle al die tyd in die wêreld het en Jesus kom uitgestap op die see. Was daar nog gestorm terwyl hy gestap het? Ja, was daai bootjie al in die moeilikheid toe Jesus gestap het? Hoe dink julle voel jou arms as jy vir 9 ure lank roei, skep, roei, skep. Seer. Ek dink jou arm lyk soos 'n seekat se bene, né? Hulle werk nie meer nie. Na 9 ure aan doen net roei, skep, né? Dis wat ek sou gedoen het. Na 9 ure kom die Here Jesus en hy kom rustig op die see stap. En nou wil ek hê julle moet imagine hoe dit gelyk het vir daai disippels, né? Hulle is nou in hierdie seebootjie, né? Hulle kan niks meer doen nie. In die volgende oomblik is daar 'n weerlig slaan. Kapla! En toe daai weerlig slaan, toe word dit vir so 'n oomblik spierwit. Het julle al gesien in die aand as dit gebeur, né? Dis asof Jesus die ligte aansit en afsit, net om te kyk of alles nog oukei is, né? En toe daai ligte aan is, toe wat sien hulle? Sien daar op die see stap iets. En ek dink Petrus het so na Johannes gekyk en hy het gesê, het jy dit gesien? En ek dink Johannes het hom geantwoord, nee? En die weerlig flits weer. En hulle sien weer, maar hierdie keer is daai iets wat op die water kom is nader. En Jakobus vra vir Petrus, almal het gehakel daai aand, ek weet nie hoekom nie. Hy sê, wat dink jy is dit? En Petrus sê, ek dink is 'n spook. Nee? Nou imagine. Ewe skielik werk jou alarms weer. Roei ouens, roei! Nee. Maar hulle kry nêrens heen geroei nie. Hulle is al doodmoeg geroei en hierdie spook kom al hoe nader en na rukkie sê Petrus, "Okay ouens, ek sal braaf wees." En hy skree vir die spook en hy sê, "Wie is jy?" En die spook antwoord hom en hy sê dit is ek. Maar ek, as ek Petrus was, sou meer inligting wou gehad het. Nee? Ek sou nie noodwendig met dit is ek tevrede gewees het nie. Ek sou nou nogal geweet het ek wie, nee? Maar hulle herken toe die stem van die Here Jesus. Anton lees vir ons die volgende versie. Maar Jesus het dadelik met hulle gespreek en gesê, hou goeie moed, dit is ek, moenie vrees nie. So die spook sê, hey, dis net ek, moenie bang wees nie. En hulle hoor hom, en nou wonder hulle, nee? Want nou weet, is dit hy, of is dit nie hy nie? Hulle kerse het so lank gehou so skalksinne, nee? Hulle kon niks meer sien op daardie stadium nie, nee? En hulle sê, hoe gaan ons uitvind? En Petrus sê, hy het 'n plan, nee, hoor hierdie ou se genius plan, hy sê, en Petrus antwoord hom en sê, Here, as dit U is, beveel my om op die water na U toe te kom. Hy sê, okay, hier is die plan, julle. As dit Jesus is, gaan ek hom vra of ek uit die boot uit kan klim en op die water na hom toe kan loop, en as ek dit reg kry, dan weet ons, dis hy. En een van hulle gaan, en as dit nie hy is nie, dan baie, dink ek, nee, dan sy af in die water, en maar die Here sê toe vir hom die volgende, hy sê in vers 29, en hy sê vir hom, kom Petrus klim toe uit die skei uit, en hy loop op die water, om na Jesus toe te gaan. Petrus klim toe uit die skei uit, en hy, die skei is 'n mooi woord vir 'n bootjie, nee, hy klim toe uit, en hy trap so op die water, en hy klim so met sy ander voet, so op die water, en hy sit eers so op die randjie van die boot, en hy staan op die water. Ek dink hy het gelyk soos wat ek gelyk het, toe ek die eerste keer gaan ijskaats het, nee, jy weet nie hoe jou bene mee werk nie, maar hy loop, nee, en terwyl hy loop, gaan hy vir die ander, ek loop op die water, nee, en hy is so opgewonde, en die volgende oomblik, weet julle wat gebeur? Wappa! Ja, daar tref die weerlig weer, en die reën kom weer teen sy gesig, en toe hy langsom kyk, toe sien hy weer 'n golf so groot soos 'n walvis hier langsom, en hy gaan hoog op in die lug, en hy kom laag af in die grond, en die golwe gaan op en af, en Petrus gaan, miskien was hierdie nie so
goeie idee nie. En toe hy dit sê, toe gebeur dit, kaploef. En toe sê hy, ek dink ek sink, kaploef. En toe sê, ouens, ek dink ek, kaploef. Nee, en wat gebeur toe met hom? Toe sê die eerste baptis, nee, onder daai water in. Heeltemal weg onder die water in, en jy hoor net, soos wat hy gaan in die water ruk hom heen, en die water ruk hom weer, en die ander disippels is op die boot in die middel van die nag in die donker, en hulle gaan almal, wat gebeur? Is jy nog daar, Petrus, en hulle hoor niks, en die volgende oomblik, toe gaan daar 'n hand binne in daardie water in, en hy trek vir Petrus uit, en hy trek hom weer dat hy op die water is. Wie se hand is dit? Jesus se hand. En Jesus kyk na Petrus en hy sê, stap saam my terug boot toe, en hulle loop terug na die boot toe, en hulle klim binne in die bootjie. En toe hulle in die bootjie is, en Jesus sien hierdie 12 doodmoeg disippels, toe staan hy daar, en hy kyk op, en hy sê vir die storm, bly stil. Weet julle wat gebeur? Daai wind wat gegaan het, raak stil. En die golwe wat gegaan het, wow, raak stil. En die donderweer en die weerlig en die reën gaan oop. En ewe skielik, daai bootjie het nog so gewieg vir 'n rukkie, is hulle op hierdie doodstil water. En die maan maak so 'n prentjie daar op die water, en ergens vlieg 'n random skoenlapper. En dit is die doodste, mooiste stilte. En Jesus staan daar. Sy hare is nog nat, sy klere is nog nat, net soos hulle sin, en hy sê vir hulle, hoekom het julle getwyfel? Hoekom het julle nie geglo dat ek groter is as die storm? Jy sien, daar's 'n versie in die Ou Testament, ek wil dit vir julle lees. Dit staan in die boek Job, in vers 8. En is die Here wat praat, en hy sê, dit is net die Here wat alleen die hemel uitstaan, en stap op die golwe van die see. Met ander woorde, baie lank terug, Job is die heel eerste boek wat ons weet wat geskryf is, die oudste boek in die Bybel. In die oudste boek van die Bybel staan daar alreeds, as jy iemand sien wat loop op die golwe van die see, dan moet jy weet, dit is die Here. Nee. En hy sê vir hulle, hoekom het julle nie in my geglo nie? Hoekom kon julle nie sien dat ek groter is as die storms nie? En toe hulle dit hoor, toe voel hulle nie so lekker in hulle harte nie. En hulle gaan op hulle knieë daar in die boot, en hulle sê vir die Here, U is die Seun van God. Daar in vers 33, waarlik, U is die Seun van God. Nou wil ek dit kom 'n bietjie toepas op ons eie lewens. Nee, wat beteken dit vir ons? Baie keer in ons eie lewe kom ons ook op 'n plek waar ons geloof so 'n bietjie getoets word. Nee, waar dinge nie so lekker gaan nie. Wie van julle was al in 'n tyd in julle lewe wat julle gedink het, dinge is nie nou vir my so lekker nie. Julle is net 4 minute oud, waarvan praat julle? Nee? Maar ja, ons almal gaan deur sulke moeilike tye. As ek vir die groot mense moet vra, groot mense, wie van julle het al op 'n tyd gekom dat jy regtig gedink het, ek weet nie of ek hierdie storm gaan oorleef nie. Wie van julle was al in 'n tyd in julle lewe dat julle gedink het, hierdie storm is te groot vir my? Kyk hoe steek hulle hande op, nee, groot mense. En die boodskap wat ek vanoggend vir julle het, en ook vir die groot mense het, stop dit nou fan. Die boodskap wat ek vanoggend vir julle het, maar ook vir die groot mense is, die Here Jesus wat ons dien, is nie vandag anders as wat hy was 2000 jaar terug, toe hy op die water, op die see in Galilea geloop het. Weet julle hoekom was hy so rustig? Weet julle hoekom het hy geloop en nie gehardloop nie? Weet julle hoekom het hy eers klaar gebid en toe na hulle toe gegaan? Weet julle hoekom? Want hy het klaar geglo
in wat die uitkoms gaan wees. Hy het klaar geweet wat gaan gebeur. Ek gaan jou nou 'n kans gee. Hy het geweet. Hy het hulle in sy hande. Hy het geweet dat terwyl hulle in sy hande is hulle veilig. Hulle het nie nodig gehad om te worry oor die storm nie. Ek sê vir julle vandag dat as hulle glad nie geroei het nie, en geen liggie gehad nie, en nie 'n glasie water uit daai bootjie uitgeskep het nie, sou hulle nog steeds oorleef het, want hulle was waar die Here Jesus hulle wou gehad het. Jy sien, baie keer laat die Here toe dat ons in moeilike tye in ons lewens kom. Hy laat toe dat ons in die storms ingaan. En dan baie keer wil ons bid en ons wil sê, Here, vat hierdie storm uit my lewe uit, kom los hierdie probleem vir my op. Here, kom vat hierdie issue uit my hande uit, kom maak dit dadelik reg. En party keer dan doen die Here dit. Maar ander kere dan sê die Here, jy het eers iets om te leer in die storm. Daar's eers 'n rede hoekom ek toelaat dat jy tussen die golwe beland, en daardie ding wat jy moet leer, my kind, meer as enigiets anders, is dat ek groter is as die storm, en dat jy my kan vertrou. In Jesaja sê hy, al loop jy deur die waters, ek is met jou. Al gaan jy deur vlamme, is ek daar met jou. Daar is nie, sê Dawid, 'n plek hoog genoeg, 'n gat diep genoeg, 'n donkerte te donker of 'n lig te lig, waar die Here nie daar kan wees vir jou. Maak nie saak hoe groot die golwe in jou lewe is, hoe ernstig daardie storm is, hoe moeg jy geraak het, dat jy letterlik voel, ek kan nie meer aangaan nie. Al wat jy nodig het, is om te weet, jy is in die hande van die God wat die storms stil kan maak. Dis mooi, né? Dis iets wat ons moet onthou. Daar kom nog baie storms in julle lewens. Groter storms, miskien. Groter challenges en moeilike tye. Maar jy kan elke liewe een van hulle deurgaan. Weet jy hoekom? Want as jy die Here Jesus vra, dan gaan hy saam jou. Dan is jy nooit alleen nie. Hy beloof nie vir een van ons 'n see sonder storms nie. Maar hy sal oor water en golwe loop om saam met jou in daai bootjie te sit. Kom ons bid saam. Vader, aan U bring ons net al ons dank en aanbidding. Here, ons loof U tot in die hoogste hemele. Dankie, Here, dat U ons nooit alleen los nie. Dankie dat U daar is saam met ons in die storms. Dat U ons so lief het, Here, dat U na die hel toe en terug sal gaan om ons te kom haal waar ook al ons is. Om ons vas te hou in U hande. Om daar te wees wanneer ons deur die storms gaan. Here, help ons en gee vir ons die geloof in die harte om te kan sê, dit maak nie saak nie, storm, hoe groot jy ook al mag wees, jy is nie groter as die Here Jesus wat in my hart is nie. En selfs jy, storm, moet luister as my Here praat. Ons dankie, Here, vir hierdie vertroue wat ons in U kan hê, meer as enigiets. Dankie vir die grootheid en die krag. Ons loof U, Here. Amen. Gemeente, jongmaats, ontvang dan nou die seën van die Here en gaan in sy vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die teer en opsoekende gemeenskap van sy Heilige Gees vind U en wees met U deur elke storm, totdat ons eendag gaan daardie oeverland waar geen storms meer is nie. Amen.